Goeiedag vriende, baie dankie dat ek weer van my huis na jou huis toe kan inkom en dat ons hier op hierdie Sondagoggend, opstanding Sondag, kan saam vier. Wat 'n wonderlike tyd is dit nie om saam met dit te kan vier nie. Hierdie groot gebeurtenis wat ons vier. Eerstens het ons begin Vrydag met Goeie Vrydag, waar ons gedink het aan die kruisiging van Jesus en vandag is ons hierso op by die opstanding, wat soveel vertel van Jesus se oorwinning vir ons. Maar voordat ons verder gaan en met mekaar 'n bietjie gaan gesels uit die woord uit, kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend hier kan wees, hierdie geleentheid waar ons met mekaar kan connect deur video's en op Facebook en wat se platform ook al dit mag wees, dat ons net weer kan saam kan sit en net kan luister en kan deel met dit wat God vir ons gedoen het. En ons sê vir baie dankie in Jesus naam. Amen. Nou ek gaan volgend met jou gesels oor, my tema is radikale opstanding. Nou wat beteken dit? Dit beteken, ek het so oor die jare met mense geluister en gehoor oor hoe hulle voel oor die kruisiging en oor die opstanding. Baie kan vertel oor die kruisiging en wat dit vir hulle beteken. En dat Jesus vir hulle sondes gesterf het en dat hulle ook kan praat oor die opstanding. Maar min kan vertel wat 'n radikale effek die opstanding in hulle daaglikse lewe 'n invloed het. En dis waar ek oor vandag met jou wil gaan praat, dit juis dat die nuus van die opstanding bevryding bring. Hierdie storie, wat 'n gebeurtenis in ons geskiedenis, waar ons vandag in 'n lockdown is, waar ons soos mense voel wat in huisarrest is. Dink net daai tyd, toe Jesus op aarde was met die disippels en die Jode rondom hom, het hulle presies dieselfde gevoel. Hulle het in 'n posisie gevoel van slawerny en 'n gevoel van binding wat hulle gehad het met al die wette wat hulle moes toegepas het. En hier kom Jesus en hy sterf. Maar die grootste daarvan het hy opgestaan en hulle het en hierdie opstanding het verkondig dat daar vir elkeen bevryding is. Dis kom Paulus en dan beklemtoon hy sy opstanding as 'n oorwinning en gesag as koning. En hy kon vertel in 1 Korintiërs 15 vers 25 tot 26, ek wil dit gou vir jou lees. Sê hy daarso, hy moet as koning heers, totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Dis verkondig sy opstanding, die storie van hier en nou, dat in sy opstand vir hier en nou, vir elkeen van ons, hoe oorwinning is. Maar ook vertel dit, dat hy gaan kom, om die laaste vyand wat die dood is, vir ons te oorwin. Die oorwinning begin dus nou al reeds, hier en nou, as koning, wat vir ons heers, wat vir ons opgestaan het. Dis Christus se opstanding, het 'n radikale gevolg, nie net vir die ewige lewe vir my en vir jou nie, maar ook vir die alledaagse lewe wat ons onsself in bevind. Met ander woorde, sy opstanding is betekenis vir nou in my huwelik, in my werk, in my familie, in my daaglikse beplanning en omgang in die lewe, in my verpligtinge, in my eise wat elke dag vir my bied, ook in ons huidige omstandighede waar ons onsself nou bevind. Baie van ons is ons
is onseker oor die dag van môre. Van ons sit en ons weet nie eens of ons genoeg kos gaan hê nie. Van ons wonder of ons, as ons van hier af verder gaan beweeg, of ons 'n werk gaan hê. Maar selfs vir dit is Jesus se opstanding 'n werklikheid en 'n realiteit as 'n oorwinning vir ons lewens. Dis kom Jesus en hy sê vir Martha oor Lazarus in Johannes 11 vers 25. Sê hy vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dis herinner Jesus ons aan sy opstanding, as die teenwoordige oorwinning, teenwoordige bevryding, teenwoordige krag, wat vir my en vir jou werk, so in daai teenwoordige tyd, van nou, het hy Lazarus opgewek, uit die dood uit. In ons moeilike omstandighede, in ons moeilike realiteit van nou, is die werklikheid van Jesus se opstanding, soveel groter, as ons dit net sal vat, en deel sal maak, van ons lewens. Hoe ervaar ek dan dus, sy opstanding, nou in my lewe? En ek wil so 'n paar punte vir jou noem. En die eerste punt wat ek wil noem is, ek moet erken, dat ek sy lewe nodig het, in my dooie werke, in my dooie beplannings, in my dooie omstandighede, en in my dooie ongeloof, dat God vir my iets sal doen, moet ek erken dat daar lewe is, wat hy vir my gee, sodat daai dooie goed, lewendig kan wees. Dan in die tweede punt, is dit so belangrik, dat ek teenwoordig sal wees. Baie keer is ons so onteenwoordig in ons omstandighede, onteenwoordig in ons manier van leef, onteenwoordig in ons handel en doen. Dit beteken, ek is nie daar nie, ek is nie hands-on met dit wat ek moet aanpak nie. Ek is nie betrokke in die wil van God in my lewe nie. Party van ons droom eerder van toekoms, wat dalk nie so 'n realiteit is in ons lewens nie. Nooi God vir ons, om realiteit, om teenwoordig te wees, nou, sodat hy nou met ons in hierdie omstandighede, in hierdie oomblik van die geskiedenis waarin ons onsself bevind, kan werk, en ons kan gebruik, en ons kan verander, want hy is nou hier, ook teenwoordig, in ons lewens. Dan die derde punt, ons moet glo. Ons moet nie net glo in die storie, van die opstanding, van Jesus Christus nie. Ons moet glo dat dit 'n werklikheid is. Net soveel dit vir 'n werklikheid was, vir die disippels, wat ooggetuienisse was, van die opstanding van Jesus, moet dit so 'n werklikheid, in ons lewens, nou wees. Ons moet glo, dat hy werklik waar, vir ons, opgestaan het. En wanneer ons dit glo, en daai geloof in aksie kom daai lewende, kragtige effek van die opstandingslewe, word dit teenwoordig in ons lewens, in ons daaglikse handelinge, in ons daaglikse manier van doen, ons daaglikse oplossings wat ons soek, ons daaglikse krag wat ons nodig het, kom dit in realiteit in ons lewens. Ek wil jou aanmoedig vandag. Mag die dag nie net nog 'n geskiedkundige dag wees van waar ons dit beleef wat Jesus uit die dood uit opgestaan het, maar mag dit vandag 'n werklikheid en 'n realiteit
in jou lewe wees. My gebed is, mag sy lewe in elke gebied, in elke plek in jou lewe, daai kragtige opstandingseffek van lewe jou beïnvloed. Ek gaan afsluit met 'n liedjie wat Dallas Home vir ons sing. Dat hy sê, daar's 'n Jesus sê dit in die liedjie, ek sal opstaan. Mag hy vandag vir jou opstaan in jou omstandighede. Mag hy vandag vir jou opstaan in jou lewe. Amen. Go ahead, drive the nails in my hands, laugh at me where you stand. Go ahead and say it isn't me. The day will come when you will see. 'Cause I'll rise again. Ain't no power on earth can tie me down. Yes, I'll rise again. Death can't keep me in the ground. Go ahead, mark my name. My love for you is still the same. Go ahead and bury me, but very soon I will be free. 'Cause I'll rise again. Ain't no power on earth can tie me down. Yes, I'll rise again. Death can't keep me in the ground. Go ahead and say I'm dead and gone, but you will see that you